Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Sjoe, ja, ons is omtrent 19 dae weg van Kersdag af. Verlede week het ons gepraat oor goedvoelaktiwiteite en om hoop en blydskap in hierdie tyd na diegene rondom ons en in die breër gemeenskap te bring, nie net ons familie nie. Nou ons weet dat in ander lande op hierdie stadium, in aanloop tot die feesgety, is daar hierdie dankbaarheidstyd en dankbaarheidsmaaltye wat gevier word. En toe het ek nogal gewonder, kan ons nie in hierdie aktivering van goedvoelaktiwiteite ook 'n bietjie stil staan by 'n dankbaarheidsviering binne ons bekende kringe of ons families, gesinne, kerkgemeenskap, werksgemeenskap ensovoorts nie. Ja, die Kersseisoen kan soms te besig of te verwyderd of te vol verwagtinge voel. En dan beteken dit dat ons die betekenis van die Kersseisoen en die boodskap verloor en dat ons elke dag in hierdie dae in aanloop tot Kersdag so besig kan wees, dat ons ook nie kan staan by onsself en reflekteer op die afgelope jaar nie. So ek dink dit is nogal nodig, dat ons nou in die sin van ervaar 'n meer betekenisvolle Kersseisoen, net 'n klompie minute daagliks spandeer, maar bietjie stadiger te beweeg, bietjie dieper asem te haal, te dink, te reflekteer, dankbaar te wees, hoop te ontdek vir die toekoms. Ek wil amper die uitdaging stel en sê, kom ons doen die volgende vir die 19 dae wat volg tot en met Kersfees. Sedert die begin van die jaar het ons gepraat oor daardie byhou van 'n joernaal, aktiwiteitslys wat ons byvoorbeeld vir ons daagliks of weekliks saamstel vir wat ons kan doen, wat ons en die lewe van ander met wie ons in aanraking kom kan vergelyk. So ek is basies eintlik weer terug hierby en ek wonder of moet ons nie vir onsself elke dag 'n gebed, spesifieke gebed wat ons dalk neerskryf of een wat ons lees, kan selfs 'n psalm wees wat ons in 'n gebed verander, 'n skrifgedeelte en 'n refleksie identifiseer. Want dit kan ons help as ons kyk na ons geestesgesondheid, om ons stres en ons verwagtinge los te laat, om vrede te vind wat ons siel sal stilmaak. Om terug te kom na stres en verwagtinge, ek het van tevore verwys na daardie gaping tussen, hier is ek nou by punt A en dit is wat ek moet doen om by punt B uit te kom. En hierdie beweeg van punt A na punt B kan baie stres en spanning en hopeloosheid partykeer as dit lyk asof dinge nie uitwerk nie, veroorsaak. So miskien hierdie werklike stil word, indagtig, dieper dink, meer omvattend lewe kan ons help om hierdie gedagtes in hierdie gaping tussen waar ek is en wil wees 'n bietjie meer beheerbaar te maak. Dit kan ons ook help om vreugde in ons gedagtes te laat deursuiwer. Liefde te vind, wat ons hart kan versag, wat ons kan laat uitreik na diegene rondom ons, met hoop wat ook ons geloof sal versterk. En natuurlik om God te ontmoet, om verfris te word deur die wonder van Christus se geboorte. En uiteindelik word hierdie adventtyd 'n reis van teenwoordigheid en doel en vrede.
En dit bring my 'n bietjie by wat ek wil praat oor geluk in hierdie tyd saam met betekenis. Ons praat baie keer van die aangename lewe, daardie dimensie van menslike ervaring wat bestaan uit die beleef van positiewe emosies. En hierdie positiewe emosies handel dan oor die verlede, die hede en die toekoms. Met ander woorde, hoe beoordeel ek die verlede? Hoe ervaar ek die hede? En hoe sien ek die toekoms of die lewe vorentoe? En wat ons sien is, en ons weet dit ook, dat ons positiewe emosies oor die verlede en 'n groot mate van trots en vervulling, of tevredenheid, voldoening en kalmte in ons lewe inbring. Wanneer ons goed voel oor ons toekoms, dan gaan dit uit die aard van die saak vir ons hoop en optimisme bring. Maar meer as dit, gaan dit ook ons geloof en vertroue versterk. En dan ons betrokke lewe wat ons betekenis verdiep, is daardie dimensie wat sê, ek wil graag betrokke wees. Ek wil deelneem aan aktiwiteite waar ek betrokke is, ja, by myself enerzijds, in die sin van dat ek kan self reflekteer, maar ook andersins kan besig wees met ander waar ek uitreik na hulle. En dan die betekenisvolle lewe waar ek streef na betekenis. Met ander woorde is ek net geluk nie. Is nie net om goed te voel nie, maar dit is ook daardie nastreef van 'n doelwit wat my verbind aan 'n groter doelwit wat ander mense begin insluit. Veral in Kerstyd waar mense so maklik vir verskeie redes uitgesluit, eensaam en alleen kan voel. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Willem en luisteraars, terwyl ek dit sê en ons ook kyk na die aangename van die lewe, die lekker, die genot. Ja, ons moet vir onsself ook kan dankie sê en erkenning gee vir dit wat ons bereik het hierdie jaar en waarop ons trots kan wees en waarmee ons ook kan uitreik na ander. En dit bring my dan terug by daardie positiewe, noem dit maar 'n geheuebou joernaal, waarin ons hierdie herinneringe, hierdie positiewe ervarings, dit waarvoor ons dankbaar is, kan neerskryf, want dan kom ons by hierdie liefdevolle goedhartigheid, indagtigheid. Met ander woorde waar ek my indink en mediteer in die sin van ek dink, ek fokus op dit wat goed was hierdie jaar. Ook veral die genade wat ek ontvang het om te kan goed voel oor hierdie jaar verskoning. Dit bring my by gedragsaktivering. Nou ons het al gepraat oor positiewe aksie, gedagte, tendense ensovoorts, maar wat ek hierna wil verwys is positief belonende aktiwiteite, wat beteken dat ons sekere doelwitte het waaraan ons werk en dan bereik ons dit en dan uiteindelik is ons of bly dat dit goed uitgewerk het of ons is dalk teleurgestel dat dit nie so goed uitgewerk het nie en ons het aanpassings gemaak of ons het besluit ek gaan nie verder eintlik hieraan aandag gee nie. Maar watter gedragaktivering kan ons nou in hierdie volgende 19 dae doen? Want ek wil graag nog steeds by die goedvoel stories uitkom, sodat ons goeie, positiewe dade vir ander kan verrig. Byvoorbeeld, sê nou maar, ek het besluit ek wil meer deernisvol wees. En ons kan kies om ons vriende of sekere familielede te help. Ons leer dat ons gedrag, ons gemoed beïnvloed en daarom kies ons die aktiwiteite waarin ons weet, ook, ek kan hierdie wel doen. Kom ons sê byvoorbeeld, ons weet hier is 'n persoon wat in hierdie tyd moet een of ander taak verrig en sukkel. Dan nuwe tafeldoek maak vir die Kerstafel en ek weet ek is goed in naaldwerk en aanbied om dit te kan doen. Of aanbied om te help om Kerskoekies te bak. Of aanbied om met mense
'n gesprek te hê waar ons sê, goed, kom ons kyk, wat kan ons doen om nog in hierdie tyd dalk, in plaas van dat mense Kersgeskenke vir mekaar gee, geld by mekaar te maak en daarmee skoolskoene te koop vir kinders wat dit nie kan bekostig nie, wat volgende jaar skool toe gaan. Of dalk hulle skryfbehoeftes ensovoorts. Want uiteindelik, en ek weet dis makliker gesê as gedoen, veral as ons nie gemotiveer voel nie, uiteindelik dra dit soveel by tot ons geestesgesondheid, want ons voel, nou het ek regtig 'n doel en 'n rede. Ons kan gaan dink en met ons gesin dalk gesels, lys verskillende aktiwiteite en kies die wat ons die meeste by aanklank vind, wat vir ons uniek en belangrik is, en wat spesifiek genoeg is, dat ek kan sê, kom ons kom terug na die hele idee van, ons koop 'n klompie skoolskoene, om te sê, kom ons stel vir ons 'n doelwit, ons gaan probeer om 40 pare skoolskoene te koop, so in ander woorde, dit is meetbaar, wat ons dan ook motiveer, om dalk aan te hou hiermee, en dan, wat is my makliker om te doen, of wat is my dalk moeilik, en wat my so 'n bietjie gaan uitdaag, dat ek bietjie meer betrokke gaan wees. Kry ondersteuning, dis nou waar ons al ons vriende en familie moet naderhard om ons te help. En dan begin stadig. Ons hoef nie vreeslike groot planne en idees te hê nie. Ek wil 'n voorbeeld gebruik. Kom ons sê vir die argument, jy is op 'n sekere plek en jy sien daar is iemand wat swaar aan pakkies dra. Daai spontane, wag, kom ek help jou, of kom ek gee vir jou geleentheid tot 'n volgende punt, of wat kan ek doen om jou net 'n bietjie te help? Ek sien byvoorbeeld daar waar jy by die kasregister staan, tel jy letterlik die betaling af met 50 sente en R1. Dalk het ek 'n R50 wat ek iewers net kan gee vir so 'n persoon. Net om daardie persoon ook iets in hierdie tyd van dankbaarheid, daardie ervaring van dankbaarheid te gee. Dalk is ek iewers buite in die natuur en ek sien daar is diere wat swaar kry, wat ook al. Dalk verdwaalde katte of honde. En ek kan net vir hulle 'n bakkie kos of water of iets iewers neersit. Soos ek sê, dit hoef nie iets radikaal te wees nie, maar dis iets wat van my moeite, van my liefde, van my omgee na die wêreld buite my neem, sodat ek die ervaring van dis goed om dit te doen kan getuig en dit neerskryf in my eie dankbaarheidsjoernaal. Mag hierdie tyd van adventvoorbereiding regtig vir ons weer eens daardie tyd wees waar ons die goeie en die blye nuus verkondig deur ook dit wat ons doen en sê vir ander. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.